Misleiding nommer 9. Werke van geregtigheid, of soos die Engelse sê, works of law. Dit is 'n ding wat ons sien in die boek van Galasiërs. Dit is waarskynlik een van die eerste goed wat die Christen sal sê wanneer ek met hulle praat, is dat ek myself onder die wet sit, en ek kan nie gered word deur die werke van geregtigheid nie. Maar kom ons kyk wat sê Jehovah se woord daaroor. Ons lees in Galasiërs 2 vers 16 die volgende. Knowing that a man is not declared right by works of law, but through belief in Yahushua Messiah, even we have believed in Messiah Yahushua in order to be declared right by belief in Messiah and not works of law, because by works of law no flesh shall be declared right. Dit is baie duidelik, dat ons kan nie gered word deur works of law nie, omdat ons onsself nie die hemel kan inwerk nie. Ek strei nie daaroor nie, en dit is heeltemal geldig, maar dit is nie wat hierdie vers sê nie. Net in die begin te sê dalk, besnydenis of die wet kan jou nie red nie, maar gehoorsaamheid aan die wet kan jou red. Dis die verskil. Kom ons sê, kyk wat Yahushua gesê het in Matteus 19 vers 16 en 17, toe die jong ryk man by hom kom en vir hom vra, wat moet hy doen om die ewige lewe te beerwe? And see, one came and said to him, Good teacher, what good shall I do to have everlasting life? And he said to him, Why do you call me good? No one is good except one, Elohim. But if you wish to enter into life, guard the commands. Nou, mens sal dink, hierdie is nou weerstrewig van wat ons gelees het in Galasiërs. En dit is die punt, dit is nie, want Jehovah se woord weerspreek homself nie. In Galasiërs was daar gepraat van die wet van die mens. Hier praat Yahushua van Torah, die wet van ons hemelse Vader. As dit waar sou wees wat die mense neem van Galasiërs 2 vers 16, hoekom sou Jehovah dan sê dat ons die gesag ontvang van hom om sy koninkryk in te gaan wanneer ons sy wette gehoorsaam? Hy sê in die laaste hoofstuk van sy woord, Openbaring 22 vers 14, Blessed are those doing his commands, so that the authority shall be theirs unto the tree of life, and to enter through the gates into the city. Weereens vra ons dan, hoekom sou Yahushua sê, ons word gered deur gehoorsaamheid, as dit nie so is nie? Kom ons kyk wat sê Hebreërs 5 vers 9. And having been perfected, gehoorsaam, he, Yahushua, became the causer of everlasting deliverance to all those obeying him. Kan jy sien, almal wat hom gehoorsaam, word gered. Ons kan slegs Jehovah en Yahushua se gees ontvang deur gehoorsaamheid. Handelinge 5 vers 32. And we are his witnesses to these matters, and so also is the set apart spirit whom Elohim has given to those who obey him. Geen ongelowige gaan die Torah gehoorsaam nie. Dis duidelik. Dit is hoekom geloof eerste moet kom en dan gehoorsaamheid. Jy sien, jy gaan niemand gehoorsaam as jy nie in hom glo nie. So as jy in Jehovah glo, dan sal jy hom gehoorsaam. Dit is maar net die orde van hoe dinge werk. As dit andersom sou gewees het, dan sou goeie mense, ateïste, wat goeie mense is, ook gered word. En ons weet dat dit nie die geval gaan wees nie. Werke of gehoorsaamheid aan Jehovah se woord, aan sy Torah, is wat ons geloof volmaak maak. Ons lees in James 2 vers 22 en 24. Do you see that the belief
was working with his works, and by the works, the belief was perfected. You see then that a man is declared right by works, not by belief alone. So jy moet beide in hom glo en hom gehoorsaam om gered te word. Die mens word deur geregtigheid reg verklaar? Nee. By geloof op sy eie? Nee. Maar jou geloof is wat jou werke sal bevestig. Verskillende woorde word in die geïnspireerde geskrifte gebruik vir die woord wet. En dit is wat baie verwarring veroorsaak, en ek praat daaroor in 'n ander video. Maar die woorde wat die Heilige Skrif gebruik is Torah, Namosa, Mitzvot en Talmud. Torah beteken die woord van ons hemelse Vader. Nomos beteken enige wet. Mitzvot beteken goeie werke en Talmud is die oral law of die mensewet. En daarom is dit belangrik dat waar die Afrikaanse vertalings net die woord wet gebruik, die Afrikaner Christen dit nie begryp nie. So in Galasiërs 2 vers 16 praat Jehovah nie van die Torah nie, maar hy praat van die mens se wette. En Yeshua bespreek hierdie punt in Markus 7 vers 6 tot 9. Luister maar mooi. And he answering said to them, Well, did Yeshayahu prophesy concerning you hypocrites, as it has been written, This people respect me with their lips, but their heart is far from me. And in vain do they worship me, teaching as the teachings, the commands of men. Forsaking the command of Elohim, you hold fast the tradition of men. And he said to them, Well, do you set aside the command of Elohim in order to guard your tradition? So jy kan dit duidelik sien. Hier onderskei Yeshua tussen mense werke en Jehovah se Torah. Die Christendom of die kerk gebruik hierdie werke van geregtigheid as 'n metode om die gehoorsaamheid van die Torah van Jehovah af te skaf. En dit is 'n groot probleem. Ons word nie reggemaak deur die mensewet nie, maar deur die geloof in Yeshua, wat daartoe lei dat ons die Torah gehoorsaam. Want Yeshua sê in Johannes 14 vers 15 dat as jy hom liefhet, dan sal jy sy gebooie gehoorsaam. Met ander woorde, jou gehoorsaamheid aan hom is die bewys van jou liefde vir hom. Dit is 'n sirkel wat net saam kan werk. Geloof in hom en geregtigheid of werke van geregtigheid of Torah gehoorsaamheid. Dit hoort by mekaar. Die kerk vergeet gerieflik die volgende. In Psalm 89 vers 34 sê Jehovah die volgende: I shall not profane my covenant, neither would I change what has gone out from my lips. Hy is baie duidelik oor, hy verander nie. Jehovah is onveranderlik. Ons lees in Hebreërs 6 vers 17. In this way, Elohim, resolving to show even more clearly to the heirs of promise the unchangeableness of his purpose, confirmed it by an oath. Geen verbond wat Jehovah gemaak het in die begin, word gekanseleer deur 'n vorige verbond nie. Galasiërs 3 vers 17. Now this I say, the Torah that came 430 years later does not annul a covenant previously confirmed by Elohim in Messiah, so as to do away with the promise. Hier praat dit van Abraham se covenant, se verbond wat Jehovah gemaak het. En Noag se verbond natuurlik. So dit beteken dat die Torah van Moses nie die verbond met Abraham nietig verklaar het nie, of van Noag nietig verklaar het nie. So in opsomming, werke van die wet, of werke van geregtigheid, is nie 'n term wat na die Torah verwys nie, die wette van Jehovah, aangesien dit nooit in die Torah
of in die hernieuwde verbond voorkom nie. Die frase werke van die wet of werke van geregtigheid kom reg deur Galasiërs voor in die boek van Galasiërs, maar verwys nie na Torah gehoorsaamheid nie. Hierdie frase van werke van geregtigheid kom nie in enige van Saul of Paulus se ander briewe of geskrewe werke in die Heilige Skrif voor nie. Daarom het dit geen tweede of 'n derde getuienis nie, en dus kan dit nie na die Torah verwys nie. Ons liefde vir Jehovah bevestig ons in ons gehoorsaamheid aan hom. Jy dien die een wat jy gehoorsaam. Kom ons kyk na Romeine 6 vers 16. Do you not know that to whom you present yourselves servants for obedience, you are servants of the one whom you obey, whether of sin to death or for obedience to righteousness? So as jy Jehovah gehoorsaam, dien jy gehoorsaam. As jy Jehovah ongehoorsaam is aan hom, dan dien jy die duiwel. Jy kan nie die duiwel en Jehovah gelyktydig gehoorsaam nie. Die term werke van geregtigheid kom nie van Jehovah nie, maar van die mens. Kom ons lees wat James 2 vers 20 sê daarvan. But do you wish to know, O foolish man, that the belief without the works is dead? Uiteindelik sal die mens beoordeel word op hulle werke. Ons lees in Openbaring 20 vers 12 en 13. And I saw the dead, small and great, standing before the throne, and books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged from what was written in the books according to their works. And the sea gave up the dead who were in it, and death and Sheol gave up the dead who were in them. And they were judged, each one according to his works. Hallelujah.